Nou wil ek vanmôre vir u sê, ek gaan met u praat vanmôre oor 'n verskriklike belangrike woord en ek weet nie of ek dit al so gehoor het soos wat ek dit vanmôre vir u die titel gaan maak nie. Dit kon al wees, ek het dit nog net nie self gesien nie. Maar ek wil vanmôre praat, is alle erfenisse goed? OK. Nou wanneer ons dink aan erfenis, dan dink ons aan iets wat iemand vir ons nalaat of gee, maar ons kan nie eintlik nee sê daarvoor nie. Is dit reg wat ek nou vir u sê? Ons dink ons kan nie nee sê vir 'n erfenis nie. Maar u sal uit vanmôre se woord hoor, dat daar's erfenisse wat ons verseker nee voor moet sê. OK. So, nou wil ek net gou, voordat ek nou die woord begin bedien, wil ek gou vir u vra, wie kan 'n erfenis vir my noem wat sleg is? Verseker my kind, verseker. Sy selfoon sê hy kan 'n slegte erfenis wees. Ek dink verseker so. Ek dink dis die beste voorbeeld wat 'n jong man kan sê vandag, nê. 'n Selfoon kan 'n verskriklike, hy kan 'n goeie erfenis wees, daar's goeie dinge uit hom, maar hy kan 'n verskriklike nadelige erfenis vir jou wees, nê. Wonderlik nou, as hy vrymoedigheid het, weet vir my nog iets. Siekte, verseker tannie, en ons gaan vanmôre ook gaan ons dit bestraf, die werke van die duiwel, in siekte, gaan ons ook vanmôre, ons hoef nie daai erfenis te vat nie, dis 'n erfenis uit die put van die hel, dis nie van God af nie, en ons gaan dit vanmôre ook bely, en dat die Here Jesus vir ons gaan verseker uitruk uit daardie omstandighede van 'n erfenis wat ons toegelaat het in ons lewens. Ek wil vir u sê, ek gaan vanmôre met u praat, want dit voel vir my of die kerk gaan by Paasfees en dan bly hulle daar. En dit voel vir my dat ons het nodig om te weet wat het regtig daar gebeur en hoe kan ons dit prakties toepas. Nou wil ek gou vir u, miskien gaan ek nou op toon of twee trap, maar dit moet jy moet maar oor dit kom, nee. Jy moet my maar weer lief hê. Ons het ons net goeie erfenis uit die ou regering gekry. Ons het goeie erfenis gehad, maar ons het baie slegte erfenisse ook gekry, nee. Ek gaan nie nou name noem van God nie, maar van die goed nie, maar as u mooi dink oor die ou erfenis van die ou nasionale partye en al daai ou partye, dan weet u vanmôre, daar's goed wat in u ingebou is wat nie reg was nie. Maar u weet ook vanmôre dat daar 'n nuwe regering oorgeneem het, wat ook goed in ons wil inbou, wat nie reg is nie. Wat ook ons wil ontneem van sekere regte selfs om te werk. En daar was sekere regte wat in die ou regering van mense onthou is, wat verseker nie reg was nie, wat hulle nie die volle geleentheid gegee het nie. So die erfenisse van ons mense wat oor ons heers, is ook nie altyd reg nie. Is jy by my? Nog iemand met ietsie? Is julle nou stil? Dis nou 'n snaakse manier om te preek nie. Dit raak nou soos woordskoolies, maar hulle wil nog nie saam met my praat soos julle woordskool mense. OK, maar ek dink jy verstaan dit, nê. So, wat sê ons vanmôre? 'n Erfenis kan nie net goed wees nie. OK, goed. Nou, laas week Goeie Vrydag. Ek wil u gou my getuies vertel waaruit hierdie woord ontwikkel het. En ek wil vir u vra, laat toe dat God deur praktiese belewenis aan jou ontwikkel sy woord. Want wanneer jy oop is vir sy woord en gereed is en sê, kom werk deur u woord in my en verander my, dan gebruik hy geleenthede om dit te doen. En laasweek Vrydag was so 'n geleentheid waar ek sit in die diens en ek ervaar in hierdie diens dat die Here se Gees my aanspoor om my slegte erfenis te verbreek. Die Here sê vir my, dit moet verbreek word en dit moet stop by jou geslag. Hier vandag gaan dit nie verder as Alwyn en Don Forshee nie. Dit gaan nie oorgedra word na my kinders en hulle kinders en ons sal op 'n stadium bietjie in diepte by die woordskool dit bespreek. Want onthou, my kinders moet alweer dieselfde doen. Want die woord sê in die 3de en 4de geslag. So my eerste geslag was my oupa, my tweede geslag was my pa, ek is die 3de geslag en my kinders is die 4de geslag. So in die 3de my geslag en die 4de geslag my kinders, moet daar 'n besluit geneem word
die woord sê dit kan deurgedra word tot daar en dis Ou Testamenties ook. Ons gaan nou kyk wat die woord daaroor ook sê, nê. So, maar ek sê nou, vyand, dit stop by my en my seuns en dogters. Daar's klaar goed wat by my gestop het, wat nie oorgedra is na hulle van my pa en my oupa nie. Maar, die goed wat ek wel na hulle oorgedra het, stop ek, Here, en ek stop het ook in my lewe, dat dit nie meer werksaam sal wees nie, en ek gaan meer as 'n oorwinnaar wees deur Christus Jesus, wat my die krag gee, prys sy wonderbare naam. Maar ek gaan met my kinders is nou almal weg hierdie naweek en besig, maar ek wil met my kinders wil ek ook sit, sodat hulle dit ook in hulle geslag nou verbreek. Die kleintjies, wonderlik van die kleintjies, daai kleintjies, as dit nou by my kinders gestop word, my kleintjies is nog koninkryk. So hulle kon nog nie die verkeerde doen nie, so hulle gaan nie eintlik hoef te breek nie. Behalwe die goed wat dalk van hulle ouers kon ook oorgedra het, maar die ouers breek meeste van daai goed nou, nê. Goed, verstaan jy dit? Hallo julle, verstaan nie wat ek nou sê? So die Here sê vir my, stop dit in my lewe, my kinders se lewe, my kleinkinders se lewe en hulle kinders. Ek besef die erfenis kan goed of sleg wees. Die Ou Testament sê dit gaan oor na die 3de en 4de geslag, nê. Die Heilige Gees dryf my om my slegte erfenis te weier. Ek het dit laas Vrydagoggend het ek gesê, slegte erfenis, ek weier jou om verder, Grace, I resisted. I said, you won't come into my life anymore. Because I won't take you because of Jesus. En ons sal nou sien waar die ding verder gaan, hè. Nou goed, so die Heilige Gees dryf my om my slegte erfenis te weier, te breek en te stop na die volgende geslagte toe. Maar nou, sê nou. Nou moet jy iets baie duidelik hoor, en dis wat ons gekom het nou deur 'n naweek, nê. Dit kan net gebeur as ek Jesus Christus aanvaar as saligmaker en verlosser en toelaat dat hy al my sonde op hom neem. Hoor nou mooi. Anders kan jy staan en skree en sê, vyand, dit kom nie na my toe, dit gaan nog steeds na jou toe kom. Want jy kan dit nie in jouself doen nie, jy doen dit in jou posisie in Christus Jesus. Halleluja. Kan jy die Here 'n lofoffer gee vanmôre? By die kruis 2000 jaar gelede, luister baie mooi, by die kruis 2000 jaar gelede, stop die slegte erfenis. Die 3de en 4de geslag is Ou Testamenties. Ek sê vir u, 2000 jaar gelede is alles op die kruis gedoen, sodat dit nie verder kan gaan na die 3de en 4de geslag nie, maar Jesus Christus moet as saligmaker en verlosser aangeneem word. Hy moet die sonde van my en die geslagte op hom neem. Is hy by my? Sê net ja as hy nou, okay. So, by die kruis 2000 jaar gelede stop die Here die slegte erfenis, en ek sê spesifiek die slegte erfenis, want die goeie erfenis vloei nou sterker. Man, weet jy, dis vir my die wonderlikste, as die slegte erfenis weg is, is daar meer vir die goeie om deur te kom. Halleluja, daar is iemand wat net so hard soos ek preek daar. Okay. Die kruis gee my die autoriteit om dit by my geslag en my familie te stop. Ek kan die korrupsie van Satan en die wêreld vryspring. Hoor nou mooi, broer en suster. The corruption of the world and Satan. Ek kan dit vryspring in Jesus naam. As ek sy natuur, die natuur van God, sy karakter aanneem, hoor, julle moet hierdie goed neerskryf, hoor. En ek gaan met die woordskool, man, ons gaan lekker nog oor hierdie goed delf. Sy karakter aanneem en in sy erfenis begin deel. Hoor jy my broer en my suster, ons sê elke Paasvrydag, ja, ons glo in Jesus Christus, ons neem hom aan as saligmaker en verlosser, ons skryf wettiglik die papier, ons kan optree, maar dan stop dit net daar, ons begin dit nie prakties uitleef nie. Die kerk lewe nie dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het prakties uit nie. Ok, sê dan maar eina as julle dan nie wil amen sê. So, Jesus se erfenis begin ek in deel en ek begin dit in ontvangs neem. Op die kruis is alles, sê alles, is alles gedoen
wat nodig is, wat ek ooit sal nodig hê, of wat nodig gaan wees, dat ek kan teenstand teen hierdie slegte erfenis staan. So alles is gedoen, daar's niks wat jy as mens meer moet doen, behalwe 'n paar beginsels gaan uitleef wat ons oor gaan praat nie. Okay, so Jesus doen alles wat jy nodig het om hierdie goede uit te leef. Okay, sê net vir my, u verstaan, sê net u verstaan. Okay, kom ons kyk gou na Kolossense 2 vers 13 tot 15. Sê die woord is lewend, sê die woord is lewend, die woord is kragtig, die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Die woord sny in murg en gebeente. Halleluja. Dit sny die dinge af wat moet afgesny word, en dit sny die dinge wat na die regte kant toe moet gaan, na die regte kant toe. Prys die naam. En julle wat dood was, lees saam met my, en julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom, sê saam met hom, lewend gemaak, sodat hy julle al die misdade vergeef het. Het hy alles gedoen? Okay, en julle wat dood was, okay, daar volgende een. En die skuldbrief, wat is die skuldbrief? Ja, dis sonde, maar wat dink jy is deel van daai brief? Die wet. Okay, die wet. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, en deur dit aan die kruis vas te naal. Toe Jesus my van my sonde vrymaak, toe kom daar 'n ander ding wat die vyand so graag wil gebruik, en hy sê, ek sal nooit die wette kan onderhou nie, ek kan nooit God nie. Dan sê ek vir hom in Kolossense staan daar, die bloed van Jesus, want as hy vasgeslaan is aan die kruis, het die bloed van Jesus oor dit geloop, halleluja. En dit staan nie meer teen my nie, want Jesus Christus het my vrygemaak, halleluja. En ek lewe in die kunskap van Jesus Christus. Gaan ek nie meer wette onderhou nie? Ek gaan. Maar hoekom? Omdat ek moet? Nee, omdat ek Jesus lief het. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ek gaan nou nie in die storie van die ou konings, as hulle doodgemaak is, wat met hulle gebeur is, ingesleep agter 'n perd aan. U wat ou films al gesien het. Ek gaan nie, dis die tentoonstelling, hy het die vyand eintlik agter sy perd aangesleep. En vir hom gesê, jy's uitgelewer en blootgestel. Prys die naam van die Here Jesus Christus. Okay, so, die eerste ding wat ons kry uit hierdie Kolossense is, ons het vergifnis van ons verlede sonde. Die skuldbrief, die wet wat teen ons is vasgeslaan, die bloed het daaroor geloop, en ek kan nie die wet onderhou nie, ek weet ek kan nie die wet onderhou nie, maar ek gaan dit poog, omdat ek in Christus Jesus hom lief gekry het. So ek gaan die goeie wil doen, jy sal sien, Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar ek wil dit doen, ek probeer daarna lewe om dit te doen, nee. Okay, goed. Ek kan nie by God uitkom deur werke, so Jesus maak die wet toe onder sy bloed, sodat ek in Christus Jesus alleen by God die Vader kan uitkom, prys sy naam. Ons kom na Jesus toe deur ons geloof in God en in God se woord, in Christus Jesus, gelei deur die Heilige Gees. Wie word gelei deur die Heilige Gees? Hoorie, praat ek bietjie hoog vanmôre, julle? Praat ek, alright, julle verstaan nog so ver, nee. Ek sal selfs as iemand nou vir my stop en sê, pastoor, verduidelik wees, sal ek dit doen. Is dit reg so? Okay. Nou, kom ons lees net eers, 1 Petrus, daar kom jou favorite, my suster, 1 Petrus 2 vers 9. Kom ons lees gou daar. Maar julle, wanneer het hierdie gebeur? Na die kruis. Na die kruis, nee, gebeur hierdie. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Hoor wat sê bietjie vir die een na langs, hoor wat sê God oor my. 'n Koninklike priesterdom. Oh man, ek is 'n koning, ek is 'n koningsseun, ek is 'n priester in die ampt van die Here, prys sy naam. 'n Heilige volk. 'n Volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wie is hom? Jesus, wat julle uit die duisternis geroep het, tot in sy wonderbare lig. Halleluja.
Nou gaan ek gou vir jou die Engels gaan ek gou vir jou sing, is dit reg so? We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that show forth the praises of God. And He has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Ek wil gou vir julle iets laat sien, terwyl jy hierdie lied gesing het. Daar was 'n groot kloof, wat geskei het duisternis en lig. En ek was in die duisternis, en toe kom die kruis, en God sit hom bo oor die kloof, halleluja. En ek het die geleentheid om te sê, out of darkness, I walk into the marvelous light of my God, halleluja. Oh, halleluja. Oh man, Here, dankie dat ek kan opgewonde wees oor die. Satan het wel beperkte krag, oorspronklik verkry van God. Die oorsprong van alle krag is vanaf, nee, kom julle. Die oorsprong van alle krag is van wie af? Van God af. En as hy krag wil verdeel en op ander sit, is dit sy wil, sy plan. En hy het op 'n stadium vir Satan van daardie krag gegee. Dit was voor die kruis. Sê voor die kruis. OK. So Satan het nou arrogant geraak, nê? Ons is mos baie keer kan ons mos maar, hey, nou is ek al maar die buddy hoor. Nou is ek al maar net weer, is dit? Hey, kyk vir my. Maar Satan het vinnig gehoor, die Here sê soos 'n bliksemstraal. Het hy gesien, nee, as hy dit wil doen, dan sê God net, wow, is the end. Is die einde. OK. So Satan het krag, sê Satan het krag. En hy kon daardie krag gebruik en hy kan dit nog steeds in mense wat nie aan die Here Jesus Christus behoort gebruik nie. Maar sê in my, wat aan Christus behoort, het die vyand nie autoriteit nie, het hy nie krag nie, tensy ek dit toelaat. OK. Jesus, ek sê vir julle diep goeie vanmôre hoor. OK. Maar die kruis, deur die kruis is ons vrygemaak van Satan se krag. En as ons Jesus Christus aanneem, het ons dit nie net wettig nie. As ons Jesus se krag aanneem, hoor mooi, julle sit die duiwel wil julle gedagtes wegvat, dat julle nie kan hoor nie. Het ons dit nie net wettig nie, maar ons kan dit prakties begin uitleef. Ek wil gou vir iets sê. Jy kan wettig skatryk wees en brooddood-arm lewe. Ek wil 'n goue storie vertel. 'n Pastoor het dit vertel. 'n baie ryk man het gelewe en hy was sieklik en 'n vrou het gekyk na hom. Elke dag van sy lewe, in die nag het sy opgestaan, sy het alles gedoen vir hom. En toe hy sterwe, toe gee hy vir haar 'n erfenis. Maar hy gee dit in die vorm van 'n cheque. Onthou jy die ou tyd? Ja, jong mense, ons het so 'n stuk papier gehad. Jy kan alles wat jy het nie op daai een papier die hele bedrag geskryf het en vir iemand anders gegee het, nê. Is dit die waarheid? Ek wil net help want ek dink dis miskien lyk mens net ek wat 'n chequeboek ken. Daai ryk man gee vir haar 'n cheque, maar sy weet nie wat dit is nie. Sy is seker maar 'n baie eenvoudige vrou gewees. En sy gaan plak dit op haar muur. En sy krepeer vir 20, 30 jaar,
krepeer daai vrou sy lewe onder die broodlyn, sy kry skrapseltjies by mekaar, en eendag kom die pastoor en hy kom sit by haar, en hy sê vir haar, my suster, sê net vir my, die man wat jy so na gesorg het hy nooit vir jou iets nagelaat nie? Sy sê, ja, pastoor, hy het vir my iets nagelaat, daar's dit op die muur. Toe die pastoor kyk op die muur, ek gebruik nou maar net 'n bedrag, toe staan daar 30 miljoen rand vir hierdie vrou. Kerk van die Here, ek sê vir julle vanmôre, Jesus het 'n blank check vir ons uitgeskryf en gesê jy kan invul wat daar moet staan, maar ons as kerk van die Here vul nie die bedrag in nie. Ons lewe soos arme mense op hierdie aarde, ons laat die duiwel op ons trap. Ons sê, arme mensie wat ek is, in die naam van die Here, stop dit vandag in hierdie kerk. Ek is 'n geseënde van die Allerhoogste God. Ek is 'n koningsseun, priester van die Almagtige. Halleluja. Loof die naam van die Here. Die kerk se grootste probleem, die check is op die muur. Die check is op die muur. Sê vir jouself vanmôre, haal die check van die muur af. Gaan na die bank toe. Dankie my broer. As ons verlos is deur Jesus, begin ons in die lig, God se koninkryk, en sy reëls begin in ons lewens toegepas word, en sy lewenswyse begin in my lewe toegepas word, en ek begin dit prakties uitleef, en ek word 'n weermag van die Allerhoogste God, en ek neem my wapenrusting, Efesiërs 6:10 neem ek elke dag op, en ek sê in die naam van die Here, vyand, ek is 'n geseënde van die Almagtige, die Here het 2000 jaar gelede, die grootste werk wat daar ooit, en as jy geweet het wat sy werk het doen, sou jy hom nooit laat kruisig het nie. Dis nog 'n ander preek. Die Here sê saam met my, die Here het die oorlog op die kruis gewen. Maar ek kan elke dag, kan ek die battle wen, fight, deur die beloftes en die krag van die Allerhoogste God. Prys sy naam. Ek ontsnap die korrupsie van die Satan. Here, ek is weg van korrupsie af. Ek is weg van die verkeerde. Ek wil hê jy moet gou saam met my iets verklaar. Here, ek bid vir hierdie regering. Ek bid dat U, Here, hulle sal straf oor die korrupsie wat hulle doen. Ek bid, Here, dat U sal ingryp in ons regering se lewens. Ek bid, Here, dat hulle sal uitkom by die koning van die konings, wat 2000 jaar gelede vir hulle gesterf het, en 'n check vir hulle gelos het, dat hulle nooit ons land laat toe sukkel nie, dat almal genoeg sal hê. Maar Here, ek bid dat het sal ophou, dat hulle so korrup sal wees, om dit te spandeer, sodat mense wat dit nodig het, dit nie kan kry nie. In die naam van die Here, Here, maak die regering se harte sag. Dankie tog, ons kan nog vryspraak hê, nee. Loof sy wonderbare naam, deur Jesus Christus as enigste oorsprong te neem. U moet besef, daar is nie 'n ander oorsprong as God, Jesus Christus en die Heilige Gees nie. Daar is nie 'n ander oorsprong nie. Dit is die oorsprong van alles. En as jy dit neem en ontvang en in oorvloed, wat alles beskikbaar is, sal ek nooit nodig hê om te suffer nie. As jy eendag by die Here gaan kom, moenie vir die Here sê, pastoor het dit nooit gesê nie. As jy van vandag af nie, as jy gaan aanhou om in armoede, nou praat ek nie net van armoede met geld nie. Ek praat van armoede in jou gees.
Ek praat van armoede in die wapenrusting wat jy het. As jy nie alles het nie, vra die Here dat hy dit vir jou gee. As jy nie die beloftes van God ken nie, begin sy woord lees en begin ken wat sy beloftes sê. En as jy op sy beloftes en sy beginsel staan, sal jy 'n geseënde van die Allerhoogste wees. Broer en suster, mense wat vir jou sê hulle is nie geseënd omdat hulle kinders van die Here is omdat hulle nie God se beloftes lees nie. Hulle ken nie die beloftes van God nie. Goed, prakties uitlewe. Kan ek nog so 'n bietjie preek? Is dit oukei? Ja, maar ons is nog nie 'n uur aan die gang nie. Is dit oukei? Oké, kom ons spreek nog. Pastoor, hoe leef ek dit prakties uit? Psalm 33 vers 6 en ek is besig met die woordskool met hierdie goed, maar ek gaan net so 'n paar goedjies aanraak. Deur Jesus die woord van God is die hemele gemaak. As jy nie by die woord van God gaan uitkom nie, en besef wat die krag van God se woord is nie, gaan jy nie in hierdie autoriteit kan lewe nie. Ek het vir u gesê so ruk terug, jy eet jou trommel dik 3 keer op 'n dag, om hierdie ou liggaampie in toom te hou, maar jy wil eenmal 'n week eet van die woorde wat uit God se mond uitvloei, en dan wil jy sê, hy seën jou nie. Hy kan jou nie seën nie, want jy spreek nie sy oorvloed en sy lewe en sy beginsels en sy beloftes uit nie. So moenie vir God die skuld gee nie. So deur die woord het hy die hemel gemaak, en deur die gees van sy mond, hulle leers. Ek gaan eendag nog lekker preek oor dit. So God het deur sy mond en deur die Heilige Gees. God het nie geskep net deur Jesus Christus nie. God het ook geskep met die inspirasie van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het ontplof toe God spreek. Oh man, ek wens julle kan dit sien soos die Here dit vir my gewys. Toe God sê, laat daar wees, ontplof die Heilige Gees kragtige power, en dit gebeur soos wat hy sê. Wat 'n wonderlike, al die skepping wat u na kyk, al die riviere wat u sien, al hierdie kragtige groot berge wat daar is, die mooiheid van die skepping, die see, alles wat daar binne is, het hy gesê, laat dit wees, en die Heilige Gees het gesê, ek skep dit, halleluja, deur sy woord. Prys sy naam, man. Die woord en die gees is kreatief. Die woord en die gees het impak, halleluja. Jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat in die mond en deur die mond van God gaan. En elke gees van die Heilige Gees wat in jou gees werk. Dis hoe God met ons werk, prys sy wonderbare naam. Nou, hoekom leef ons dit nie prakties nie? Hebreërs 4 vers 2, kom ons lees gou daarso. Die woord is ontsettend belangrik, julle. Okay. Want aan ons is die evangelie ook verkondig. Wat is die evangelie? Die woord van God. Is dit reg? Net soos aan hulle. Wie's daai hulle wat hulle daarvan praat? Israel. Okay, gaan lees bietjie mooi, dan sal jy sien Israel. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat hulle dit by die hoorders nie met geloof verenig is nie. So wat moet gebeur wanneer pastoor vanmôre hier praat, nê? Wat moet met hierdie woorde wat ek spreek, wat God se woord is? Wat moet met dit gebeur? Die Here moet geloof in my hart opwek en dit moet met die woord meng. En dan sê ek, maar wow, Here, ek glo u woord. Dit word hier warm in my binneste. Ek weet dis die waarheid en ek vat dit, halleluja, en ek het die geloof dat dit gaan doen waarvoor dit gestuur is. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy uitstap vanmôre en jy gaan sê, dit was 'n okay preekie gewees. Gaan jy hom in Engels gooi of het ons hom in Engels? For indeed we have had the glad tidings, the gospel of God, proclaimed to us just as truly as the Israelites of old did when the good news of deliverance from the bondage came to them. Die Here het vir hulle gesê, ek gaan julle verlos. Het hy? Het hy dit gedoen op die ou end? Hoeveel van hulle het dit ontvang? 2 van 3 miljoen. Die ratio is teen ons, hè?
Sê dankie vir die kruis. Dink jy die God wat gesê het, hy gaan hulle in die beloofde land ingaan, het gelieg? Hoekom het 3 miljoen nie daar gekom nie? Die woord van God is nie gemeng met geloof nie. Gehoorsaamheid ook, is deel. Is nie gemeng met geloof nie. Hulle het nie in geloof. Ongeloof. Hoe kry ek geloof? Help my gou, hoe kry ek geloof? Prediking? Ja? Hoe nog? Getuienis? Hoe kry ek nog? Julle sê die belangrikste een nie. Ek moet die woord lees. Wat doen die woord? Wat doen die woord? Hy preek vir my. Kan ek vir u iets sê? Lees julle die woord? Wie lees die woord? Lees die woord jou al? Weet jy dat God ken jou die beste wat enige iemand jou ooit kan ken. En wanneer jy die woord lees God jou. En hy weet waar jy staan in jou geestelike lewe. En hy sê, okay, ek moet met my kind begin werk waar hy nou is. Hy kan nie nou werk met waar hy miskien met pastoor Alwyn nie. Ek dink ek is goed nie. Maar hy is miskien op 'n ander vlak met my. Maar ek lees die woord, dan weet die Here, okay, ek kan nou met my praat op daai vlak. Dan kom iemand anders en hy lees die woord, dan die Here sê, ek ken jou, jy's my kind. So ek gaan nou vir jou begin werk op die vlak wat jy is. Just as truly as the Israelites of old did not when the good news of deliverance from bondage came to them, but the message they heard did not benefit them, hoor nou mooi, because it was not mixed with faith, with the leaning of the entire personality on God. Ek moet met my hele wese op God gaan lê. Wanneer ek die Bybel lees, dan sê ek, Here, ek kom, sodat U my kan leer, sodat U my kan volmaak. Ek verstaan nie die woord nie, Here, kom verduidelik my die woord. Ek lê met my hele menswees, my hele personality, my hele sielsdimensie lê ek op U, en met my gees. Here, maak dit vir hulle oop, ek weet, dit is groot hierdie goed. Of God in absolute trust and confidence in His power, His wisdom and His goodness. Ek lê op U met my hele menswees, want ek weet U kan my dra. U gaan my nooit laat val nie. Jy kan maar dink hier's 'n afgrond hier onder jou waar jy op God lê. Dit maak nie saak nie, hy hou jou. But by those who heard it, neither were they united in faith with the ones, Joshua and Caleb, who heard it and did believe. 2 mense. Ag Here Jesus. Ag Here Jesus. Ek bid vir hierdie volk van U wat vanmôre voor my sit. Here, moenie dat daar net 2 wees wat dit ontvang vanmôre. Here, ek smeek U vanmôre, kom en werk in die harte van die mense, dat hulle weet hulle kan met hulle hele mens wees op U rus. Here, dat U hulle nooit sal teleurstel nie, dat die goedheid en guns hulle sal volg al die dae van hulle lewe, want hulle is kinders van die Allerhoogste God, gewas en geïnspireer deur die Heilige Gees van God. Ek is amper klaar. Nou kan ons gou 'n bietjie net gou klaar maak. Because of unbelief they did not profit. It didn't bring results and blessings. Hoe kry ek geloof deur die woord, het ek vir u gesê vanmôre. Hebreërs 4 vers 12. Kom ons bevestig dit net gou in die Afrikaans en in die het ek al 2 dae, kom, sê net, ek wil dit bevestig, ek wil hierdie woord bevestig, sê ek wil geloof stir in my vanmôre, so begin met die Here praat vanmôre, sê ek stir hier in my binneste geloof, Here wek geloof in my op, Here, want die woord van God is lewend, en kragtig en skerper as enige 2-snydende swaard. En dit dring deur die skeiding van siel en gees. Dit begin nou in die gees werk. Dit begin in die vlees werk. Dit begin in die dimensie van die godheid. Wat in jou werk begin dit werk, halleluja. En dit dring deur die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Hy sny tot die siekte uit. Jy moet hoor wat ek nou vir u sê.
Hy sny die siekte van murg en been, sny die siekte af en dis gesond wat oorbly. Stiek die hande na die tannie uit. O, Here. O, Here. Die sny in die murg en gebeente, in die bloedkanale, in die are, in die menswees. Van tannie Letitia, sny die slegte uit en die goeie word gehou. In Jesus se naam, halleluja. 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 Wanneer ons geloof het, weet jy, ons kan nie bid wanneer aan die einde van die ding is nie. Ons moet bid wanneer geloof die sterkste raak. O, Rabashentorogusun, Lebentoroboda. Halleluja. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Wat gaan in jou hart aan? Kerk van die Here, wat is in jou hart vanmôre? For the word that God speaks is alive and full of power, making it active. Julle moet hierdie klomp woorde hê, man, as ek begin bid, dan begin ek hierdie klomp woorde bid. Active, operative, dat het geopereer op jou. Halleluja, it energize, oh, Duracell mannetjie, in die naam van die Here, oh, halleluja. Nee man, ek spot sommer, wat kan 'n Duracell batterytjie doen? Ek praat maar net van energize. Ek is ge-energize nie deur 'n Duracell batterytjie nie, deur die krag van die lewende God. Ek is effektief. Sê ek is effektief. Halleluja. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of the soul, life and soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow of the deepest parts of our nature, exposing and sifting. Wat doen ons wanneer er gesif word? Wat gebeur wanneer er gesif word? Die goeie goed gaan deur, en die slegtes bly agter. O, sif hulle vanmôre, Here. Sif my vanmôre, Here. And analyze me. Here, man, weet jy, as jy gaan toelaat dat die Here by jou sit en jou analyse, laat hy jou 'n bietjie analyseer, my broer, and judging the very thoughts and purposes of the heart. Oh, ja. Ek is klaar. Ek het nog, maar ek gaan nie nou aan nie. Ek wil vanmôre vir mense bid. O, Here, maar nou wil ek vir u gou iets sê oor bid vir mense. Ek kan 'n duiwel uitdryf vanmôre hier uit u uit. Ek kan siekte uit u dryf vanmôre. Maar die groot probleem wat die kerk vir jare verkeerd het, en die Here het dit vir my geopenbaar, is dat jy as hoof van jou familie en jy as hoof van jouself staan onder die Here, nie onder die pastoor nie. So as ek hier kom en 'n duiwel uitdryf of siekte uitdryf, en jy wil nie hê ek moet dit doen nie, en jy stem nie saam en proklameer dit self nie, dan stap jy hier uit, en dan sê die woord van die Here, as jy dit, ag man, daai pastoor het nou net hier oor my gebid, ek aanvaar nie hierdie goede nie, dan sê die woord van die Here, dan kom hy met 7 duiwels terug na jou toe. Dan maak jy dit erger as wat dit is, en dis waar die kerk die groot fout gemaak het. Jy moet vanmôre self bid as jy hier kom staan. Jy moet vanmôre sê, in my huis stop hier die vyand se werke. Ek verklaar vanmôre dat niks erfenis, geen erfenis wat lelik en vuil en nie by my hoort nie. Ek sal dit nie verder ontvang in Jesus naam nie. Ek ontvang die goeie van God. Ek ontvang die grootheid van God. Ek ontvang die vreugde van God. Ek ontvang wat God in my lewe wil uitstort, nie wat 'n mens oor my gaan uitstort nie. En broer en suster, u gaan so bekragtig wees dat u man of vrou wat nie die Here dien nie gaan begin lig slaap. Hulle gaan weet, dis baie krag van my vrou of man wat hier begin werk in hulle, wanneer jy by die woord van God begin sit en dit begin doen. So ek wil hê u moet daar vore kom en u moet vanmôre, ek gaan my hande op u lê, maar u gaan self die verklaring maak vanmôre dat ek stop dit by my lewe. Ek gaan nie verder 'n mens wees wat in ongeloof lewe nie.
Ek gaan lewe in die geloof wat in God en Jesus Christus. So kom staan gou hierso. Almal wat dit wil hê. Almal wat dit wil hê, kom staan hierso. O Here. Jo. As u dit nie wil hê nie, dan is daar 'n groot fout.